Almal was so bevoorreg gewees om in 'n huis groot te word waar ma en pa die Here gedien het en waar jy op kerk toe gevat het en waar jy die sonskool was nie. En partykeer dan dink ek dit was baie goed. Ander kere dan dink ek dit is ook so gevaarlik dat die mense raak baie keer dit gewoond. Amen. Mense wat, dis soos wat die Here sê in sy woord, ek dink dis Paulus wat skryf in Romeine, hy sê, the more sin abounds, the more grace abounds. Om te sê, hoe groter die sonde, hoe meer die sonde, hoe groter is die genade van die Here. En net iemand wat baie ver van die Here af was, sal daardie genade beleef in hulle lewe, as die Here jou daar uitgehaal het. Maar dit beteken nie as jy die Here al jou lewe lang dien, dat dit te vergeefs was of iets nie. Dit is soos wat die prediker, ek dink is Mr. Becky Mans wat gesê het, hy sê, ek dink hy het nie een van die mooiste getuienis nie, hy het maar groot geword, hy sê die dakteiltyd, en hy was rof, biker en drugs en alles, en hy sê, maar een van die beste getuienisse wat iemand seker kan hê, is om te kan sê, I've missed all, daai lewe. Maar ja, ons moet so waak daarteen om nie gewoon te raak in kerk nie. Amen? Gewoon te raak aan die Here en sy teenwoordigheid. Ek dink partykeer, as ek so na die kerk en die breë kyk, dan dink ek ons is nogal gewoond. So gewoond dat mense, hulle noem Jesus nou sommer bro. My dude, away Jesus. Ons het te gemaklik geraak, te familiair geraak. Wie is die kerk? Die gebou? Die toren, die hoenderhaan. Dis maar net, dit behoort maar net aan die kerk. Die kerk is ons. Elkeen, die persoon wat langs jou, voor jou, agter jou sit, is deel van die kerk, van Christus se kerk. Die babiekie moet net bietjie vasbyt, dat ek net klaar preek. Dit sal nou vir julle 'n storie wees. Ek seker of van ons haal hierdie week se herald, as die kind in die kerk moet gebore word. 2 Timoteus 4 vanaf vers 1 tot 5. 2 Timoteus 4 vers 1 tot 5. As jy wil saam lees, as jy welkom so toe daar, as jy maar net saam luister. Dit sê, ek lees in die ou vertaling, dit sê, ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die doodes sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk. Laat ek net sê, wie glo nog Jesus gaan kom? Amen. Hy gaan verskyn op die wolke. Ja, dit is seker. Dit is so. En ek kan vra, soos wat aan die Jan, soos wat hulle voor gevra is jy seker, jou naam is in die boek van die lewe, is jy seker, jy gaan dit maak, is jy gereed vir sy koms? En dan sê vers 2, verkondig die woord, hou aan, tydig en ontydig. So ek gaan nie meer vir 'n verskoning maak vir wanneer die woord ontydig kom, denk is nou jammer. Hy sê tydig en ontydig, weerlê, bestraf. Daai woorde hou ons nie baie van vandag nie. Vermaan, nog ene, in alle lankmoedigheid en lering, want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreer wil wees, vir hulle menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede. Daar is soveel predikante vandag daar buite is van te kies en te keer. Wat ook al die flavor is wat jy van hou, jy kan vir iets gaan kry op Facebook of YouTube of waar ook al jy wil wees. Wat ook al jou gehoor sal streel, wat ook al jy by aanklank sal vind. En ons sê nogal baie keer, maar ek is nie so nie. As jy regtig luister na iemand wat dalk bietjie met jou hart praat, en wat goed hier diep binne-in aanraak. Jy sien, want ons moet nie net luister na die Here van die goeie nie, maar die Here sê op baie keer goed wat sleg is, wat ons nie van hou nie, wat ons nie wil hoor nie. En as ons geneig om te sê, nee, dit kan nie die Here wees, want ek, hierdie woord maak my ongemaklik. Ons het lanklaas eintlik preke gehad wat jy ongemaklik gevoel het. En ek weet nie eens wat ek daardie tyd behoorlik ken nie.
van die ouer gardes wat hier so sit, groot geword het in die kerk, julle vertel vir ons altyd van 'n tyd wat die predikante so gepreek het, dat jy al belei het voor jy by die kerk ingestap het, want anders het hy vir jou sommer uitgehaal van die kansel af. Is dit so? Dan het ons nie meer daardie prediking wat dit vir jou voel, jou boude raak nou warm nie. En hier moet ek uit, Here, of ek moet belei nie, een van die twee. Is in vers 3, want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdraag nie. Omdat hulle in hulle gehoor gestreel wees, sal hulle vir hulle menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede. Die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nigter. Sê net vir iemand naby jou, wees nigter. Wees in alles nigter. Ly verdrukking, doen die werk van die evangelis, vervul jou bediening. Elke van julle wat hier so sit vanmôre het 'n bediening. Is miskien nie noodwendig om te preek nie, is nie miskien om te profeteer nie, of wat ook al nie, maar ek glo elke liewe mens wat deel is van die liggaam van Christus, het 'n bediening. Iewers in die liggaam is jy 'n nier, 'n long, 'n lewer, wat ook al. Miskien is jy die klein twintjie, miskien voel jy nie baie bruikbaar vir die Here nie. Beloof vir jou, stamp jou klein twintjie en jy sal weet hy is daar. Amen. Hy is deel van die liggaam. So maak nie saak hoe groot of hoe klein jy vanmôre voel nie. Ek wil vir jou sê, dis nie die prediker wat groot is in die kerk nie. Dis nie die profeet wat groot is in die kerk nie. Dis nie die worship team wat groot is in die kerk nie. Dis die een wat dien, sê die Here. Hy wat dien. Hy wat bereid is om voete te was, hy wat bereid sal wees om die kerk se toilette te skrob. Die Here sien daai hart, partykeer ver meer as die wat dink van ons is groot. Ek het baie stories al gehoor van wonders in kerk, en 'n tyd waarin ek nie geleef het nie, maar ek begeer dit, wanneer ek luister na oumas en oupas, en wat hulle beleef het, wat hulle gehoor het, wat hulle gesien het, dan sê ek, Here, ek begeer dit. En dit beteken nie, dit is nie meer daar nie. Gees van die Here werk. Ons kan nie sê, hy is heeltemal uit die kerk het nie. Daar's kerke in hierdie wêreld waar die Gees werk, kragtadig. Stories, onder andere, om die nou die hand met ons gedeel, my oupa het die dag toe hy gedoop word in die Heilige Gees, kon hy nie, hulle ry huis toe en hy kon nie ophou praat in tale nie. Ons ken nie meer sulke goed vandag nie. As die ou mense, en ek sê dit met liefde en respek, gebid het dinge gebeur. En baie keer was hulle 'n bietjie onkundig dalk gewees, of baie keer het hulle goed gesê of gedoen wat nie noodwendig Bybels was nie. Maar as hulle gebid het, as hulle by mekaar gekom het, was daar krag en die Gees het gewerk, die vuur het geval. Ons het 'n pastoor gehad, Pastor Henry, wat nooit musiek kon speel nie. Hy het nie klasse gehad of enigiets nie. En as 'n klein seentjie sit hy in 'n huiskerkie, want daai jare was die kerkkoekie so volop gewees nie, so jy het baie keer maar ver getrek. Baie keer het op plase gewoon, so hulle het ure lank gereis om actually by 'n kerk uit te kom op 'n Sondag. En hy sit by 'n huiskerkie, so bid hier of wat ook al. En hy's maar 'n seentjie uit ons hotel, sit op die mat en speel of slaap, ek weet nie. Een van die oomies wat die Here gedien het, en net die Here gevrees het, roep hom en sê, seun, wil jy klavier speel? Hy sê, ja. Hy sê, nou kom broers en susters, laat ons bid vir hierdie kind. Hulle lê vir hom die hande op, hulle begin vir hom bid. Hulle sê, daar's die orgel, gaan speel. As dit ek was, het ek my ijskoud geskrik en gedink, nee, julle is nie nou snaaks nie. Julle verstaan nie, net 'n les gehad, jy kan nie noot speel of enigiets nie. Maar dis die tipe geloof wat die oumas en oupas gehad het. Ons het opgestaan, hy het agter die orgel gestaan klim en hy het gespeel tot die dag wat hy dood is. Hy kan nie nooit gelees het nie. Later van tyd het hy nie net dit gespeel nie, hy het basgitaar gespeel, hy het orgel gespeel, hy het rekklavier gespeel, hy het tromme gespeel, wat ook al. En so is al baie sulke tipe getuienis, en ek seker al van vanmôre as ons die mic moet gee, en hier moet deurgaan van ons stories hoor wat ons gaan verstom laat, en ons gaan vra, Here, waar is daardie tyd?
as daardie tyd heen. En ek wonder ook baie keer, en in hierdie week sit ek en ek wonder oor dit, en ek vra Here, mis ons iets? Mis die vorige generasie iets, het hulle ons waarlik geleer hoe om daardie krag te hê? Ek weet nie, of is dit maar net dat ons laks geword het en ons het toegelaat dat die wêreld, dit is soos 'n skip, hy kan op die water bly so groot en swaar as wat hy is, maar solank as wat die water buite hom bly, sal hy bly dryf. Maar die oomblik as die water in die skip invloei, soos die Titanic, dan weet ons almal, dis moeilikheid. En miskien het al te veel van die wêreld in ons lewe ingevloei, in die kerk ingevloei, in jou persoonlike lewe ingevloei, wat gemaak het dat ons nie meer die krag van die Here het nie, en wat maak dat ons nie die Here meer soek soos wat ons behoort om te soek nie. Ons is so gevul met die dinge van hierdie wêreld, dat ons nie 'n honger het vir die een nie, die brood van die lewe, die fontein van lewende water. En ek droom van 'n kerk, en ek self moet sê, ek het al baie wonderlike dinge in my lewe gesien. Ek onthou, en ek het al hierdie vertel, maar vir terwille van die wat nog gehoor het, ons het 'n jong seun gehad in die jeug, hy was so 20 jaar as ek reg, aan 19, 20. Die dokter sê vir hom, jy het 6 maande oor om te leef, want jou hart gee in. Daar daarom. Dit was die Woensdag aand gewees, ons bid vir hom, ons vra dat die Here hom sal genees, dat die Here hom sal aanraak. Die Vrydag kom my jeug toe en hy sê vir my, ek was vandag vir my volgende toets en die dokter is verstom. Hy sê, ek kyk na die verslae van Woensdag en ek kyk na die verslae van vandag. Maar hy kan dit nie explain vandag nie en ek is 'n mediese dokter. Al wat ek kan sê is, die hart wat nou binne in jou is brand nieuw. Is splinternuut. Ek het gesien hoe jong mense, tieners, bid vir 'n tannie in 'n rolstoel en sy staan op en loop by 'n kamp. Gesien hoe kleindogtertjies loop in 'n saal en vir groot mense hande op lê en bid. Met krag en met vrymoedigheid wat ek nog nooit op ander plekke gesien het. Gesien hoe die Here mense aanraak, hoe die Here mense bevry van depressie en angs. Wonderbaarlik. Ek droom van 'n kerk waar ons, as ons net begin sing, val die salwing van die Here so, dat mense sal genees word uitbank. Ons hoef nie 'n uitnodiging te hê nie. Ons hoef nie as hande op te lê nie. Mense sal net vorentoe kom en sê, ek was siek, maar ek is nou gesond. God kom in en hy doen die werk. Ek droom van 'n kerk dat mans en vrouens nie bang sal wees om hulle hande in die lug te steek nie. Nie bang sal wees om te spring as jy voel jy wil spring in die teenwoordigheid van die Here nie. Nie bang sal wees om te kom lê op die mat, wat jy wil net in die teenwoordigheid wees nie. Sonder om vir hom net te dink, maar wie gaan wat sê vir my vanmôre? Want ek gaan dink ek is weer. Ek droom van 'n kerk waar ons weer wonders en tekens sien. Dat ons bid vir kanker en dit val sommer net uit. Amen. Glo jy die Here werk nog so? Ek glo so. Begeer jy dit? Sê net so, begeer jy dit regtig? Die 7 kerke in Openbaring, ek gaan nie deur hulle lees nie, maar 5 van hulle sê die Here, ek het dit teen jou. Met 2 is hy tevrede. Die kerk van Efese sê hy, dit het ek teen jou, jou eerste liefde verlaat. Dis nie jou man nie, dis nie jou vrou nie, dis nie jou kerk wat jy gehad het, in standaard 1 nie. Daai eerste liefde nie. Dis die liefde wat jy vir God gehad het. Het jy verlaat. Eens op 'n tyd was jy dalk on fire. Eens op 'n tyd was jy so lief vir die Here, dat al wat jy wou doen is oor hom praat. As jy wakker word, dink jy aan hom. As jy gaan slaap, dink jy aan hom. Hy is konstant op jou hart en jou gedagtes. Is jy nog daar?
Hy sê vir die kerk van Smyrna, het niks teen hulle nie, maar hy moedig hulle aan, net om getrou te bly, te midde van vervolging. Mense gee hulle harte vir die Here, in die eerste week loop alles in jou lewe verkeerd. En dan gee jy ook op. Dan voel jy ook sommer weer moeilik, dan bid jy nou nie meer nie, en jy lees nou nie meer Bybel nie, en ek gaan nou nie meer kerk doen nie, want alles in my lewe loop net verkeerd. Bergemin, die Here sê dit teen julle gaan kompromie aan met die wêreld en valse leerstellings. Laat julle toe. Hy sê weer vir 'n ander gemeente dat julle laat die valse profeties Jezebel toe, julle verdra haar. Sardes, hy sê julle is geestelik dood, julle het die naam dat julle lewe, maar julle is dood. Partykeer voel ek, Here, blaas liewe lewe in my, want ek voel geestelik partykeer dood. Ek dink partykeer as ons gemeente, want as ek ons moet vergelyk met Handelinge se gemeente, dan is ons dalk bietjie dood. Dalk 'n bietjie nie dalk baie. En wonder ek, as Petrus vanmôre hier moes instap, as Paulus vanmôre hier sou instap, sou hulle dit wat ons doen en hoe ons hier optree is, sou hulle dit erken aan die kerk, Christus se kerk. Philadelphia sê hy niks, julle prys, Jesus prys hulle en sê vir hulle getrouheid en gehoorsaamheid. Dis wat julle het getrouheid, julle het gehoorsaamheid. Ek wil vir die sê vanmôre wat getrou is, dankie dat julle getrou is. Dankie vir julle gehoorsaamheid. Vir die laaste gemeente sê hy, julle is lou. Omdat julle nie warm of koud is, sal ek jou uit my mond uitspoeg. Hierdie gemeentes, die Here het spesifiek met gemeentes, fisiese gemeentes gepraat in daardie tyd. Maar ek glo dat die Here praat deur hierdie gemeentes vandag met ons. Met gemeentes en mense. As ons onsself moet vergelyk met die handelende kerk, en is 'n kerk in Hebreë, hoor net gou vanmôre, daar's goeie kerke, daar's kerke waar die krag van die Here werk. Maar ons is kragteloos partykeer, want as ons onsself moet vergelyk met die kerk van Handelinge, is ons vandag minder toegewyd as die mense in Handelinge. Ons is minder toegewyd selfs as die kerk in China, India, Afrika. Ek is op 'n groep, ek kry daagliks boodskappe, foto's, ons mag nie dit ongelukkig aanstuur en video's van kerke in Afrika en China en al hierdie plekke, want die mense se lewe is in gevaar, maar ek sien 'n kerk, die blanke kerk in Afrika, hulle is besig om nog te bou. Maar hierdie mense bou nie met bakstene en goed soos wat ons, hulle bou met modder en klein. Die ou muurtjies staan maar nou omtrent so heuphoogte, daar's nie 'n dak nie, jy sien net pale, en dat hulle 'n paar musiekinstrumente op 'n klei verhoog. Klei, grond. Ja. Hulle bankies is uit klei uitgemaak waarop hulle sit. Ek wil net weet hoe hard is daai storie. Maar hierdie video neem hulle terwyl hulle 'n biddier het. En die hele gemeente staan in die reën, sonder 'n dak, papnat, en bid. Nie, Here asseblief, Here kom en werk in ons gemeente, maar kragdadig. Nie vir 5 uur nie, nie vir 'n uur nie, ure. Dis wat ek noem honger. Dis wat ek noem 'n verlange. Dis wat ek noem 'n begeerte na meer. Mense in China en Rusland en daai plekke kilometers deur die sneeu loop, partykeer dae lank reis om by kerk uit te kom. Dag kan mense partykeer dit bly sommer net om die draai vir die kerk. En dat is once in a while in die kerk. As ons onsself moet vergelyk, as ons minder vandag toegewyd. Ons is ook meer gefokus op gemak as opoffering, sacrifice. Mense wil gestreel word in die hoor. Wat kan ons doen om dit vir jou gemakliker te maak in die kerk?
Nog aircons asseblief, pastoor, nog fans, nee, sit asseblief nou 'n heater, ons kry nou koud. Pastoor, kan ons nie ook cinema chairs hê, dat ons ook lekker kan sit nie? Wat ook al, en hoe meer ons dan nou kyk na die gemak, hoe meer sal mense dan nou kom. En ons word seker sensitief kerke. Ek dink hoe meer ons fokus op mense se gemak, en vergeet van die evangelie van Jesus is, are you willing to die for him? Because he died for you. Are you willing to sacrifice your time and your comfort for him? Dit is kragteloos, want word minder gefokus op disipelskap en heiligmaking. Ek wil asseblief nie hoor van heiligmaking nie. Ek wil asseblief nie hoor dat wat ek verkeerd doen en nie moet doen nie en moet doen. Vertel my net van die liefde. Ek wil nie disipel wees, maar Jesus roep nie net, hy wil nie net mense moet spectators wees nie. Hy wil nie net om te toeskouer wees soos op 'n stadion en 'n rugbywedstryd sit en kyk nie. Hy wil hê jy moet nie by 'n bankwarm sit nie, maar hy wil hê jy moet aktief in sy liggaam wees. Wie se kerk nou weer dat ek net hoor? Is dit net die pastoor? Is dit net die kerkraad? Is dit hierdie gebou? Is elke liewe een van ons. Is die kerk, en ons is geroep om disipels te wees. Wat beteken, jy moet ook disipels maak. Dis nie net die pastoor nie, is nie net die kerkraad nie, is nie net die leiers van die gemeente nie, maar elkeen van ons moet siele wen vir die Here. Het jy iemand hierdie week al vertel van Jesus? Praat nie van die ou wat in die ander kerk is, en julle het nou gekoek en tee, toe praat julle van Jesus nie. Het jy iemand hierdie week vertel van Jesus wat nie Jesus ken nie? Hoeveel het in hierdie week verby jou gegaan, dalk by Spar gewees, dalk by die petrolstasie wat nie Jesus ken nie? Het jy in hierdie maand al iemand vertel van Jesus? Het jy al in hierdie jaar iemand vertel van Jesus? Het jy ooit iemand vertel van Jesus in jou lewe? Ons het liefde, baie keer, ons dink so ook, maar ons het nie vrees vir die Here nie. Dis nie om bang te wees vir die Here nie, maar is om respek vir die Here te hê. It is to be afraid to be away from him. En ek moet sê, ja, die ouer generasie, die oumas en oupas het dalk nie alles altyd reg gehad nie. Maar een ding weet ek verseker, is hulle het so geleef dat hulle niks wou hê, moes in hulle lewe inkom, wat hulle dalk van die Here af kan wegvat nie. En daarom was hulle so streng, en vandag dink ons, ag ou please, julle was net too much gewees. Maar hulle harte was dat, ek wil nie van die Here af weggedryf word nie, so enigiets wat dalk net lyk asof dit vir my kan dryf van die Here, ek soek dit nie, dit moet uit. Selfs in die kerke. Ons het biddeloos geword. Ons bid eers meer in ons eie stilte tyd by die huis, wat nog te sê van 'n bidduur. Ons is vandag meer bang vir wat mense sal sê, en wie dalk nie hulle tiende gaan betaal nie, en wie dalk hulle lidmaatskap gaan onttrek en nie meer gaan kerk toe kom nie. Ons is meer bang vir dit, as wat ons bang is, dat ons dalk teen die Here sal gaan. Dat ons dalk nie hom sal gehoorsaam nie. En ek moet eerlik wees vanmôre, baie keer faal ek in dit. Sê, Here, maar ek wil nie die persoon teleurstel, ek wil nie die mense verloor nie. Here, jy ken my hart is goed. Maar vra die Here, is jy bereid om hierdie mense te verloor, sodat jy my kan gehoorsaam? Die kerk van Handelinge, ek wil net so vinnig 'n stukkie lees, Handelinge 2 vers 42 tot 47. Handelinge 2 vanaf vers 42, hy sê, en hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede, en vrees tot elkeen gekom, en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. En almal wat gelowig geword het, was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. En hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder almal verdeel, volgens wat elkeen nodig gehad het.
En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk. En die Here het hulle daagliks by die gemeente gevoeg. Daagliks. Kerk van Handelinge was 'n kerk wat bold was. Jy al Handelinge gelees? Ja. As jy nog nie Handelinge gelees het, jy gaan lees 'n bietjie Handelinge. En hopelik sal dit iets binne in ons wakker maak om te stil te sê, Here, ons wil weer dit hê. Ons is 'n gemeente. Ek praat nie nou van die volgende kerk hier af in die straat, of in die volgende dorp, of in die volgende provinsie nie. Ek praat van ons as 'n gemeente vanmôre. Jy wat hier so sit, mag die Here in jou hart en in my hart 'n begeerte sit om te sê, Here, ek wil weer hê, dit wat die kerk van Handelinge gehad het. They had the Holy Spirit. They had the fire. They had the power of God. Hoe het hulle dit gehad? Hulle het gebid, hulle het geken van bid. As jy sien, bid hulle. En vroeër jare het kerke geken van bid. Ons ken nie meer vandag van bid nie. Soos 'n bid hier het, is dat al 10. Soos 'n kersangdiens het wat lekker is die kerk vol. Ek wens eintlik ons kan op 'n plek kom waar die bid hier vol is. En ek weet die res sal dan in elk geval vol bly. Vanmôre was moeilik om op te staan. Vir my en my vrou, maar ons is bietjie moeg na hierdie week. En dis koud. Dis winter. En ek raak eintlik maar, ek funksioneer as die son opkom. So voor dan is ek bietjie verlep en dan begin ek blom as die son skyn. As dit so bewolk ook is, dan voel ek maar baie verlep. Maar ons staan op, ons word wakker en ek sê vir my vrou, ja, ons sit toe nou in die bed 6 uur, ek is toe al 5 uur 'n bietjie. Dus ek nou wakker, so ek voel al bietjie wakkerder. En ons sit 6 uur, ek drink koffie vir ons, wat donker, daar sit ons. Ek sê vir ja, net 'n reminder vir ons, woord en lewe is besig om te bid. Hulle begin op 'n tydjie 4 uur op 'n Sondagoggend. Dr. David Jonkichou, wat een van die grootste kerke het, sy kerk sê het gegroei weens gebed. Baie predikante gaan en hulle gaan kom uit die Weste en dan gaan kuier hulle vir hom, want hulle wil ons nou weet, hoe kan ek my kerk groei? Wat doen ek? Hy sê, I pray a lot. Ek bid van tussen 5 en 8 ure 'n dag. Hy sê, I've got much to do, so I need to pray a lot. En hoe meer ek het om te doen in die dag, hoe meer moet ek bid. Ook jy altyd sê nie, Here, ons moet dit net aframmel, want ek het baie om te doen vandag. En hulle het 'n berg daar, Mount, 'n balloon prayer mount. En dan vat hy hierdie predikante nou hier op prayer mount, en almal wil dit beleef. Hulle sê, jy kan 24/7, sien wat daar weer, hoor jy mense bid op die berg. Duisende mense. Hy sê, vat hy die predikante op, en gaan sit hulle daar in die tempeltjie. Hy sê, na 15 minute, dan sê die pastoor, Halleluja. Halleluja. Hy weet nie meer wat om te bid, hy sê net, Halleluja. Ja, dankie Heer, Halleluja. Hy sê, ons het uitgebid, na 15 minute. Hy sê, hy kan van 8 ure aangaan, sonder om uit woorde uit te hardloop, wat hy net bid. Hy sê, hy weet nie hoe kan predikante na 15 minute klaar gebid wees nie. So weet hoe te bid. Die kerk van Handelinge was Christus gesentreerd gewees. Net die hulle preke rondom wêreldse flieks gebou met allerlei dergelike dinge in elk geval en net of die mense dalk in elk geval valse idees te gee, kyk maar wat jy wil nie. Hulle het nie hulle boodskappe rondom dinge gebou wat nie rondom Jesus was nie. Die
boodskap was altyd van Handelinge regdeur tot die laaste bladsy van Openbaring, Jesus Christus. He's the Son of God, He came to this world, He died, but He rose again, en Hy sit nou aan die regterhand van die Vader. Daar was nie gimmicks, maar vandag het ons gimmicks nodig om net mense in die kerk te hou. Kerk van Handelinge het geweet hoe om God te behaag, hulle het gereeld voor die rade gestaan en gesê, sal ons eerder julle gehoorsaam as God? Wat is beter? Wat is reg? Hulle was toegewyd gewees, sien ons in die leer van die apostel. Hulle het gemeenskap gehad. Hulle het brood saamgebreek. Nie net was dit die nagmaal nie, hulle maar het fisies van huis tot huis het hulle saam geëet. Ek en een van my kollegas sit die week en ek praat en ek sê, die hartseer dinge is, en selfs my generasie ken nie dit nie. Die ouer mense weet nog om te kommunikeer. Want jy het in 'n poskantoor gestaan in 'n ry, en dan moes jy maar gesels. Hulle het alles van almal af geweet in die dorp. Jy het nog in 'n bank gestaan in 'n ry, en jy het maar gesels. Vandag gesels ons net op die foon, en ons like ook nie dit nie. Ek like ook nie 'n foon nie. Ek sê nou net of iemand, ek hoop nie dat ons kan op 'n plek kom, ja, ons kan tegnologie gebruik en al die goed, maar die kerk moet nooit die gemeenskap verloor nie. En dit is vir my so lekker wanneer iemand sê, ag pastoor, ek kyk baie keer die TV, ek weet as ek lekker voel, dan kyk ek maar die preek daar op die TV of ek luister hom, maar dit is nie dieselfde as wat ek hier is nie. Want hier is die gemeenskap, en jy hou dalk nie van almal nie. Dis okay. Paulus en hulle het ook maar baie keer vasgesit. Paulus en Barnabas het maar liewers gesê, kom ons skei ons paaie, gaan jy die kant toe en ek gaan die kant toe ter wille van die vrede. Paulus het baie keer dan ook nog gesê vir Petrus, wat jy doen is nie reg nie. Was ook maar baie keer twis, ek dink was ook maar baie keer nie altyd alles verstaan nie en miskien nie saamgestem nie, maar dis okay. Jy hoef nie noodwendig van almal hier te hou nie, maar jy moet almal lief hê, dis die woord van die Here. Hulle het 'n vrees vir die Here gehad. Ek weet, die voorbeeld is daar, Ananias en Safira, lieg vir die Heilige Gees. Ou Testament nie, Nuwe Testament. Slag mors dit neer, wat sê Handelinge, en die vrees van die Here het oor die gemeente gekom. Hulle het besef, die God wat ons dien is nog steeds God. Hy mag dalk vol genade wees, hy mag dalk vol liefde wees, en hy kom wys in die kry, but he's still a holy and righteous God. Daar was wonders en tekens gewees, en ek smag na dit. Ons gebede net leeg sal wees hier, maar as ons bid dat ons die aandag van die hemel en die Here sal hê, dat hy sal beweeg, nie terwille van ons, en wat ons 'n naam moet kry, van daar is genesings wat nie, maar dat dit sal gaan oor die naam bo alle name, Jesus Christus. Hulle het gekyk na die behoeftiges, of lofprysing en aanbidding. In die week praat ek en ook nou handelik daaroor, Paulus en Silas wat in die tronk sit, in donker omstandighede, geslaan, in boeie, kettinge, in die tronk. Hulle sing. Die wat hulle gesing het nie. Maar hulle het gesing. Ek is kwaad vir iemand in die kerk nou. Wat is dit nie? Here het my nog nie geantwoord hierdie week nie. Nog het my gepraat, ek het nog 'n deurbraak gekry nie. Here, ek wil hier wees vanmôre, ek wil hier sit. Die Here moet volgens ons pype dans, né? As ek my vingertjies klap en as ek sê spring, wil die Here spring en die Here is nie iemand wat sê, ag wat wil jy my kind nie, wag ek kry dit gou vir jou, wil jy nog 'n bietjie water of die Here sê so nie, He is God, He is being served. En ons moet ophou so wees. En dink dit gaan net oor my en oor jou. Jy staan en al is jy moeg en jy is swak en jy sê, Lord, I'm at your service. What do you want? What do you need? Here, ek het nie die krag nie. Ek het nie die lus vanmôre nie. Maar hier is ek vanmôre. Want U verdien dit. U het vir my gesterf aan die kruis. U is God. U is die skepper van die hemel en aarde. So ek sal vanmôre. Ek wil nie opstaan nie. Ek is moeg, Here. Ek voel nie lekker vanmôre nie. Maar ek sal dit doen vir U. Want al gee ek my alles.
vergelyking met wat hy vir my gedoen het nie. My gebed is, Here, maak ons toegewyd. Bring ons weer op die plek, Here Vader, dat ons sal volhard. Hulle het volhard te midde van. Hulle het nie net volhard, maar alles het goed gegaan nie. Dit het sleg gegaan. Die kerk was vervolg. Die kerk was eintlik, dit was onwettig geweest. Hulle het hulle geboue gevat. Hulle het hulle geboue afgebrand. Daardie tyd. Hulle het hulle geslaan, hulle het hulle vermoor, hulle het hulle in tronke gegooi. Petrus is onderste bo gekruisig. Paulus, hoeveel keer is hy nie in die tronk gegooi nie? Hoeveel keer is hy nie geslaan nie? Een keer amper gelos vir die dood. Dood gegooi amper met lippe. Jene, iemand moet net nie skeef na my kant toe kyk in die kerkie, want as ek vervolg, dit is niks vervolging. Hulle het volhard te midde van die vervolging. Inteendeel, in die lande waar daar vervolging is, groei die geloof en die Christendom eintlik net meer en meer. Amen. Ons kan dankbaar wees wat ons het vanmôre in Suid-Afrika. Maar partykeer dink ek, Here, miskien moet die vervolging hierdie kant toe kom, net dat ons ook weer op ons knieë kan kom. Net ook sodat die skape en die bokke weer geskei kan word, en dat ons kan sien wie is die ware kinders van die Here, wie is die wat honger en dors na die Here. Ons is baie keer meer gehoorsaam aan mense en ons government wat nie die Here dien nie, as wat ons is aan God. Ek wonder baie keer, en ons is maar, nee, nie ek nie. As hulle in jou huis kom en sê, ons wil al die Bybel sê, anders vat ons jou tronk toe. Gaan jy saamwerk, omdat jy bang is? Ag, ek het maar die woord in my hart, maar jy ken 2 versies. So daai punt op het ek sê, Here, Lord, speak to me. Maar jy het nog nie eers deur hierdie boek gewerk, jy het nog eers deur die boek gelees, maar die Here moet met jou praat. Hy het gepraat. Ja, hy praat steeds. Daai keer wil ek hê die Here moet nou iets niets vir my wys, maar ek het nog nie eens gedoen wat hy gister vir my gevra het om te doen nie. Dit volhard te midde van die vervolging, en God het daagliks bygevoeg by die gebede, daagliks. Jou geestelike of groei in 'n kerk is eerstens geestelik. Gaan die mense wat hierso sit hemel toe? Is jy aktief in die koninkryk van die Here? En dan sal die resultaat van groei daar wees, glo ek. God sal byvoeg. Maar as ons ook hier vanmôre sit en sê, nee, ons wil nie, dit moet groei, dit is so lekker, ons is 'n klein gemeentetjie, goed, dan is ons harte ook verkeerd. Because it's not about us, it's about the kingdom of God. En hoe minder siele hel toe gaan, hoe meer vind ons saam. Dis waaroor dit gaan. Dit gaan nie oor 'n vol kerkie, dit gaan nie oor tiendes wat ek, dit gaan nie oor al hierdie goeders nie. Dit gaan oor hoeveel kan ons saamvat? Hoeveel kan ons inbou in die koninkryk van die Here? Daar's niks wat jy kan saamvat met jou. Jy moet nie jou kar nie jou huis nie. Maar ons kan mense saamvat. Siele. Ons gaan dit ek hier by die woordskoot 'n lyn geteken hierso. En ons weet dat die ewigheid is voor die lyn en die ewigheid is na die lyn. Daar's nie 'n begin nie, daar's nie 'n einde nie. Die ewigheid is lang. En die tydjie hier op aarde, as die Bybel dink ons so ongeveer 6000 jaar van Adam en Eva tot nou, is niks teenoor die ewigheid nie. Maar wat ek ook al op hierdie stukkie doen, gaan bepaal waar die ewigheid gaan spandeer. Maar baie mense fokus net op die dood. Ja, my doodsdatum is, dan is dit nou klaar, dit is nou uit en verby. So ons leef vir dan. Ek leef om die dood te vermy, ek leef om te eet, ek leef om 'n huis te hê, ek leef om 'n pensioen te hê, ek leef om al hierdie goed te hê, want ek gaan ons sterf en dan is dit verby. Maar die ewigheid daarna is veel langer. Dis wat ek en jy hier belê, wat ek en jy hier doen, gaan bepaal waar en hoe ons die ewigheid gaan lewe.
Die antwoord vanmôre is nie vir ons om krities te wees oor kerk en kerke nie, maar om te bely en terug te draai na die Here en sê, Here, vergewe ons dat ons kragteloos is, vergewe ons dat ons nie gehoorsaam is, vergewe ons dat ons biddeloos is, vergewe ons dat ons nie doen wat ons veronderstel is om te doen nie. Help ons om nie te compare nie, help ons om nie te kyk na die volgende gemeente af in die straat nie, maar dat ons hier sal begin. En soos jy sê, al die balk uit jou oog uit, sodat jy die splinter niemand anders oog kan sien, kom ons al die balk hier vanmôre uit ons oog uit. Eerste, ons vra Here, kom werk hier. As elke kerklid vanmôre van hierdie gemeente so toegewyd sal wees, soos wat jy as persoon is, hoe sal hierdie kerk lyk? As elke lid in hierdie gemeente bid, soos wat jy persoonlik bid in jou binnekamer, sal dit enigstens 'n verskil gemaak het in hierdie gemeente. As almal moes doen wat jy doen vir die koninkryk van God, hoe sal die wêreld lyk? Dieselfde, slegter, beter? Ek weet nie van u nie, maar ek begeer meer van hom. Nie net sy hande nie, maar wie hy is. When you find him, when you find his face, you will automatically find his hands. Wanneer laas het ons die Here gesoek? En ek staan vanmôre voor in die ry. Ek preek nie vir julle en sê, I got it. Ek vra Here, begin hier. Because I'm the shepherd. Begin hier by my. Ons sê so baie, ons is moeg vir kerk speel, maar tog bly ons kerk speel. Maar deur om te praat, deur om te sê, deur om vinger te wys, gaan niks help nie. Begin jy as individu. Môre is maandag. Almal begin ons altyd maandag. Met diëte en alles so. Miskien sukkel jy om te bid en jy het gesê, ek sal maandag weer begin. Môre is maandag. Begin jy, in plaas van om te sê, ek wens die pastoor wil meer bid, ek wens die pastoor wil meer oor dit preek, ek wens die pastoor wil meer dit, bid vir my, van môre af. Draai sy hart deur, ek beloof vir jou, as julle almal vir my begin bid, gaan ek nie anders kan nie, ek gaan op moet uitklim, of ek gaan moet luister. Sê Here, ek bid, dra vanmôre op. Praat met ons herder. Lei ons herder, Here. Maak sy ore oop, Here, om te hoor. Here, begin ook by my. By my as mens. En dan kan ons begin. Vir die res rond. Begeer jy nou meer in hierdie gemeente? Amen. Daar was 'n tyd, ek het dit nog net gehoor, maar ek weet dit gebeur in sekere gemeentes, waar mense sukkel met verslawings. En nou daar sien ek 'n video van 'n tienerseun, hy's verslaaf aan die foon, soos baie van ons nog is. En terwyl hy nog praise and worship, toe bring hy sy foon vir die pastoor, toe sê ek wil nie dit meer nie, ek gee dit. Ek gee dit. Daar was 'n tyd, my ouma en oupa het ons vertel van dit. In die dienste het mense opgestaan en bring hulle snyf. Dan kom sit hulle dit op die verhoog neer. Hulle bring hulle sigarette, dan sit hulle dit op die verhoog neer. Mense het snaakse goed gebring as ek die storie so gehoor. Ek gehoor van selfs moordenaars wat skoon moes kom en sê, ek het 'n moord gepleeg, hier is die wapen. Dat niemand nog niks gesê of gevra nie, dis net weens die heerlikheid van die Here in die gebou, dis wat ek begeer. Dat mense waarlik sal vrykom en dat mense waarlik sal transformeer. Here, begin hier by my.
begin by hierdie ou vanmôre. En Here, wie ook al vanmôre dit begeer, wie dit ook al vanmôre wil hê. En Here, gebruik hierdie gemeente. Of as dit jou hart is, as dit jou gebed is, sal jy saam met my staan vanmôre. As jy vanmôre nou eers in jou eie lewe moet inkyk en jy moet nou stoptyd doen vanmôre van jou lewe. Hoe lyk jou lewe met die Here? As jy wil hê mense moet meer bid, hoe bid jy? As jy wil hê Here, dat mense moet gevul word met die Heilige Gees, is jy vanmôre gevul met die Heilige Gees en leef jy dit? Kan mense die vuur sien, kan mense die Heilige Gees in jou sien en ervaar? So steek eers vanmôre jou hart in jou eie lewe in en ons vra, Here, kom, Heilige Gees, kom wys ons vanmôre, kom oortuig ons van ons eie tekortkominge en ons eie foute vanmôre. Kom wys vir ons vanmôre, Here, wat 'n blokkade is in ons lewe, wat verhoed dat ons nie gehoorsaam is nie, of wat verhoed dat ons nie Here vorentoe beweeg nie, wat verhoed dat ons nie nader aan U kom nie. En ons weet, Here, U is alomteenwoordig. En U beloof U sal ons nooit begewe of verlaat nie. Maar Here, daar is net 'n volgende dimensie, daar is net 'n volgende vlak, waarna U ons as gemeente vanmôre uitnooi en uitroep en sê, as jy my sal vertrou en as jy my sal gehoorsaam, ek sal jou vat na plekke wat jy nog nie gesien het nie. En ek sal die woestyn weer 'n plek maak wat groen is in jou lewe. Die blomme sal weer blom. Here, ek bid dit vanmôre, Here, in hierdie gemeente, ek vra, Here, in mense se lewe, waar dit voel dat hulle in 'n wildernis is, waar dit voel vir ons dat dit 'n droogte is, waar dit voel dat ons dalk in 'n woestyn is, Here, dat U reën sal stuur, Here, dat U U Gees sal stuur, en dat ons weer in hierdie woestyn, Here, lewe sal sien, dat die riviere weer sal vloei, Here, dat die gras en die bome en die blomme weer sal groei. Vergewe ons, Here, waar ons so dikwels, Here, ongehoorsaam is, verkeerd doen, Here, dinge doen wat U nie behaag nie, Here. En ek vra vanmôre, Here, herinner ons, Here, as daar 'n woord was, Here, herinner ons as daar 'n opdrag was, as daar iets is wat U vir ons gevra het of gesê, wat ons nagelaat het, Here, kom herinner ons vanmôre weer daaraan, Here, dat ons sal kan gehoor gee, dat ons sal gehoorsaam wees en doen wat U vra. En Here, dan bid ek vanmôre, Here, vir elkeen van ons in hierdie gemeente, Here, dat ons nie net toeskouers sal wees nie, maar Here, dat ons sal sê, ek staan saam, ek is ook in die liggaam van Christus. Kom ons vat hande en kom ons bou aan die koninkryk, nie van hierdie gemeente nie, maar die koninkryk van God. Nie die koninkryk van 'n denominasie nie, nie die koninkryk van 'n mens nie, maar van die koning van konings, Jesus Christus. So ek nooi jy uit vanmôre, Here. En ek vra, Here, kom en doen wat U wil doen in hierdie plek. Laat U wil geskied. Soos dit in die hemel is, Here, soos wat dit in die hart is, soos wat dit in die gedagtes is, dit wat U beplan, dit wat U droom, dit wat U sien oor hierdie gemeente, mag dit in vervulling kom. Skuif, Here, wat geskuif moet word, verwyder wat verwyder moet word, Here, sodat U wil kan geskied. Ek loof U. Ek weet, Here, dat U vanmôre die naprediker van hierdie woord sal wees. En daarna in elke man en elke vrou wat hier is vanmôre en luister na hierdie woord, dat hulle begeerte in hulle hart sal wees. Ek sê, Here, hier is ek. Hou aan môre vir U. Ek bid ek, Here, soos wat Here my sê, ek sal 'n begeerte in hulle harte wakker maak om my eerbied te dien. Ek bid dit vanmôre vir elke man en vrou in hierdie plek en in hierdie dorp, dat jy 'n begeerte in ons hart sal wakker maak om te dien. Nie soos wat ons dink jy gedien behoort te word nie, maar soos wat jy verdien om gedien te word.
Ons loof U naam. Mag U woord uitgaan, Here, en op vrugbaar grond geval het vanmôre. Waar ook al dit vanmôre gaan, Here, deur die recordings, deur die video, wat ook al, Here, mag dit vanmôre plekke bereik. Dat het harte, Here, die kerk van God, Here, mag het ons harte weer kom sterk. Ons dankie, Here. Hier komt U al die lof, al die Heer en al die ander. Die alleen is waardig. Ons plaas onsself vanmôre net in die hand en sê, Here, soos die wil is, gebruik ons. Maak met ons soos wat in Jesus